Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, as ons een ding vanaand van U mag vra, in lyn met die skrif, help ons om Christus te aanskou uit U woord uit. Help ons om Christus te bewonder. Help ons dat daar van ons ook gesê kan word, Christus is aan julle gepreek asof te ware voor julle gekruisig. Gee vir ons 'n duidelike beeld van wie ons Here Jesus Christus is. En dat ons in verwondering vanaand sal stil wees voor U. Ons bid as ons die nagmaal gebruik, dat dit nie uit gewoonte sal wees nie, maar dat die prediking van die skrif en die gebruik van die nagmaal saam ons harte sal warm maak, as dit van Christus getuig. Amen. Nou wil ek voor die tyd sê, ek dink dis belangrik. Dit wat ek vanaand met julle gaan deel, is waar van elke kind van die Here. Dit beteken vanaand, as jy bely dat Jesus jou Here is, as jy bely dat Christus jou gered het, uit jou ou lewe uit van jou 'n nuwe skepsel gemaak, jou lewe getuig daarvan, die vrug wat jy dra is 'n bewys daarvan. Luister mooi, nie die datum wat jy een of ander tyd in 'n Bybel of in 'n koevertjie geskryf het, of 'n kaartjie, ek het daai dag my hart vir die Here gegee nie. Praat van die Bybelse bewyse dat jy vrug dra. Ek sê nie ons is volmaak nie, ons het al baie oor dit gepraat, maar as jy vanaand weet dat dat Christus jou gered het, wil ek hê julle moet saam met my kyk na hoe groot Christus is, hoe wonderlik dit is. En ek dink om hierdie twee verse te verstaan, moet ek en julle onsself bietjie in daai mense se skoene probeer plaas. Die Hebreërbrief, ek dink die meeste misverstande in Hebreërs kom omdat ons nie verstaan vir wie hy skryf nie. Hy skryf vir Jode wat Christus leer ken het, maar nou wil hulle terugval na al die oudtydse dinge toe. Met ander woorde, as ek vanaand iets sou sê wat dalk negatief is oor Moses of Aaron, dan sou julle dalk nie so vies wees nie, maar die ouens van wie ons hier praat, hulle het baie hoë agting gehad vir Moses, vir Aaron en vir 'n klomp dinge in die Ou Testament. Help my gou vanaand, en ek gaan nou vanaand na 'n paar skrifgedeeltes verwys, dis baie belangrik. Wat was die doel van die hoëpriester in die Ou Testament? Wat was die doel gewees? Wat moes die hoëpriester doen? Versoening vir die volk, een keer 'n jaar ingaan. Kom ons som dit op in die woorde van Deuteronomium. Kyk gaan Deuteronomium 28, vers 29. En ek sal bly wees as een van julle vir ons daar 'n boekmerk insit, wat ek gaan in die einde net vinnig iets weer daaroor sê. Deuteronomium 28, vers 29. Ek het die verkeerde vers nou hierso. Ek het hom nou verkeerd om, wil net die regte een kry. Nee, nou het ek die verkeerde een hier. Maar oké, ek gaan dit vir julle sê, julle kan my glo. Die doel van die hoëpriester was doeteenvoudig om vir die volk by God in te tree en God aan hulle te herinner. Dit was die doel van die hoëpriester. Die hoëpriester, en ons verstaan partykeer nie die beelde nie. Die hoëpriester het hierdie kleed aangetree met hierdie borsharnas, en op hierdie borsharnas was 12 stene gewees, en daai 12 stene het gestaan vir die 12 stamme van Israel. En die doel van die hoëpriester was gewees om God te herinner aan die 12 stamme. Dit was 'n taak van herinnering gewees, né? In Eksodus 19, dit moet ons saam lees, dis baie belangrik. In Eksodus hoofstuk 19, die volk is uit Egipte uitgelei. Deesdae praat mense so maklik. Jy weet, hulle het toenadering tot die Here en hulle staan in 'n verhouding met die Here, maar ons moet net gou die Hebreërs se agtergrond verstaan. Eksodus 19 vanaf vers 10. Verder het die Here aan Moses gesê: "Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hul klere was en hulle gereed hou teen die 3de dag.
Want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Stop net gou daar. Hoekom sou dit wees? Hoekom sou die? Ja, die heiligheid van God en ons wat sondig is. Vers 13. Kyk saam met my verder. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word. Of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geleide blaas, mag hulle op die berg klim. So dit alles te doen met die veiligheid van Israel, nê. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig en hulle het hul klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar teen die derde dag, moenie naby die vrou kom nie. En op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae, blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdaal op die top van die berg, het die Here met Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien, en baie van hulle dan val nie. En ook die priesters wat naby die Here kom, het hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Toe het Moses die Here geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinaï klim nie, want U het ons self gewaarsku en gesê, baken die berg af en heilig dit. Daarop sê die Here vir hom, gaan heen klim af, dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesê. Kan julle onthou op 'n stadium toe sê die volk vir Moses, Moses, spreek jy liewers met ons, want as God met ons spreek, dan sterf ons. Nou, ons moet dit verstaan, anders dan gaan ons niks van die priestersamp verstaan nie. Die hoëpriester, ja, julle is reg, die hoëpriester het 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan, en dit was, hy moes homself heilig, dis belangrik om te onthou, en dan moes hy 'n offer bring vir die sondes van die volk. 1 keer 'n jaar kon hy dit doen. Uit hierdie borsplaat aangegaan met die 12 steentjies om God te herinner aan die 12 stamme, maar weet julle wat net, daar was 'n probleem geweest, hierdie hele Ou Testament. Kyk gou terug na Hebreërs 7, en julle moet maar, ons gaan gereeld tussen Hebreërs 7 en Hebreërs 8, hoor. In Hebreërs 7 vers 11 staan, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, stop net gou daar. Dis vreemde taal vir my en julle, dikwels. Die Leviete was die kinders van Aaron, dis die priestersamp, nê. Hulle was die priesters gewees. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese amp was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan? Daar was fout met daai priesteramp. Daai priesteramp was nie volmaak nie. In Hoofstuk 8 vers 7 sê hy, want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gewees het nie, maar daai ene was nie onberispelik nie. Daai eerste priesteramp, daar was nie iets soos 'n volmaakte hoëpriester wat vir hulle kon intree nie. Nou wil ek gou julle in hulle skoene plaas. As jy nou die Ou Testament ken, vergeet nou van die Nuwe Testament vir 'n oomblik. Watter hoëpriester? Onthou nou, jy kan nie by God uitkom nie. Jy het nodig dat iemand vir jou by God intree. Dis jou behoefte. Anders staan jy skuldig voor God. Jy het 'n hoëpriester nodig om vir jou 'n offer te bring, en die hoëpriester moet vir God goed genoeg wees. As julle Jode was, voor die Nuwe Testament tydperk, watter priester sou julle gekies het om vir julle in te tree? Wat een sou vir julle kon help? Wie sou jy kies? Jy weet jy staan skuldig voor God. Dit hang van iemand af wat voor God kan verskyn en jou verhouding met God herstel. Watter priester in die Ou Testament sou jy kies? Moses? Watter hoëpriester sou jy kies? Watter een sou jy kies? Van al die hoëpriesters wat daar was? Enige een van hulle is almal, want hulle is almal heenwysers. Dis net 'n teologie student wat dit sê. Hulle is almal heenwysers. Weet julle die probleem in daai tyd, kom ek maak dit nog meer prakties. Gestel nou vir 'n oomblik ons is in die Rooms-Katolieke Kerk.
Watter priester gaan jy na toe gaan wat jou sondes vir jou kan vergewe? Wat een sal jy vertrou? Watter paus? OK. Nou, om het erger te maak, ongeveer voor 40 voor Christus, dit was nie vreemd dat die Herodes, wat aan die bewind was, dat hy sommer hoëpriesters aangestel het van wie hy gehou het nie. Die priestersambt was regtig op 'n stadium 'n gemors gewees. Hulle het sommer mense aangestel, partykeer van wie hulle hou. En dan interessant, in hoofstuk 7 praat hy van 'n man met die naam van Melchisedek. Nou, ek gaan nie vanaand alles oor Melchisedek sê nie, ek weet iets van julle wat nuuskierig is, maar dis belangrik om te verstaan, want die ouens vir wie hy skryf in Hebreërs, hamer op die Levitiese priestersambt. Dis waartoe hulle wil teruggaan, hulle soek weer daai sekerheid van die Levitiese priestersambt, en dan laat die Hebreër skrywer hulle ewe skielik onthou van iemand wat aan Abraham verskyn het. Word net op 3 plekke in die Bybel na hom verwys, 3 boeke in die Bybel, Genesis, Hebreërs, en ek dink is in Psalm 110 vers 4, en hy sê daar was 'n ou met die naam van Melchisedek. Hy was koning en hoëpriester. Nou ek en julle verstaan nie die beelde nie, maar hulle het hierdie hoë agting gehad vir Abraham, en hulle het hierdie hoë agting vir die Levitiese priestersambt, en dan kom die Hebreërs skrywer in hoofstuk 7 en dan sê, weet julle wat? Melchisedek was nog baie hoër as hulle. Abraham het aan Melchisedek tiendes betaal en Levi het. En daar's 'n groot ding in die Joodse kultuur, want Levi het uit die lendene van Abraham voortgekom, en daarom het hy ook aan Melchisedek tiendes betaal. Met ander woorde, jy betaal tiendes aan die meerdere. En hy wys hoe Melchisedek groter is as Abraham, hy wys hoe Melchisedek was 'n beter en groter priester, selfs as die Levitiese priesterambt. Net vir interessantheid, ek sal dit vanaand sê. Melchisedek was nie 'n engel nie, soos party dink. Melchisedek was nie Christus nie, soos party dink. Die woorde in vers 3 in Hebreërs 7 vers 3 wat verwys daarna beteken hy was soos Christus, hy was gemaak na Christus. My persoonlike oortuiging, en dis 'n ding vir 'n ander tyd, Melchisedek, net omdat ons lees van sy geslag wat ons niks van lees nie, en sy begin en sy einde beteken nie Melchisedek het nie vir ewige lewe nie, dit beteken nie Melchisedek het nie ouers gehad nie, daar's 'n kontras in die boek Genesis, almal het 'n geslagsregister in Genesis en dit word genoem. Die Heilige Gees het besluit om Melchisedek sinne uit te haal, sodat ons iets daarvan kan verstaan. Daar's 'n ander priesterorde. Hy kom nie uit die priesterorde van Aaron of van Levi nie, dis heeltemal iets unieks. Melchisedek het ek gesê was 'n koning en 'n priester. Christus is koning en priester. Dit was iets besonders in daardie tyd gewees. Hy was koning van geregtigheid en vrede, dis wat ek en julle nodig het. Interessant, in die Grieks is woord, die plek van die woorde is baie belangrik. En in die Hebreëse taal, koning van geregtigheid en vrede. Jy het eers iemand nodig wat geregtigheid bewerk voordat daar vrede kan wees. Maar dis nou heeltemal iets anders, veral in Hebreërs 7 oor Melchisedek. Melchisedek was nie uit die Levitiese priesterambt gewees nie, Jesus ook nie. Uit watter geslag kom Jesus? Uit die stam van Juda. Hy was ook nie. En jy sal eers die waarde van 'n hoëpriester besef, as jy verstaan hoe heilig God is, en hoe vuil ek en jy is. Dis wanneer jy die waarde van 'n hoëpriester besef. Jy sal dit verstaan as jy weet, dat God is heilig, in hom is geen skadu van omkeer nie, in hom is niks slegs nie, en ek en julle is soos vuil lappe voor die Here, wat hy nie kan verdra nie. En 'n hoëpriester is die ene wat vir ons dan moet intree. En dan nou, Hebreërs 8 vers 1. Die punt is dit, ek en julle het 'n beter hoëpriester nodig. Hy skryf vir hierdie mense, julle hamer op die Levitiese priesterambt, julle wil terug gaan na daai ou dinge toe, ek wil vir julle wys, julle het iets beter nodig. As ek en julle veilig wil wees, as ons seker wil wees, het ons 'n beter priester nodig. Ons het 'n priester nodig, wat koning van geregtigheid en van vrede is. Dis wat ek en julle nodig het. Gaan so 'n bietjie terug na Hebreërs 7 vers 25. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy vir altyd leef om vir hulle in te tree. Hoor nou hierdie woorde. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, bedoelende, jy het dit nodig. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het.
want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Nou, Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Wat staan daar? Ons het so 'n hoëpriester. Dis die doel van die Hebreërbrief. Dis die doel van hierdie gedeelte. Hy sê dit wat julle na toe wil teruggaan, dit werk nie. Dit was 'n skadu, dis nie genoeg nie. Die een wat ons nodig het, nou sê ons het nou so een. Hier's 'n vraag wat ek dink die kinders kan dit ook verstaan. Ek wil baie graag een keer in my lewe bungee jump. Hoe dom dit nou vir julle mag klink, ek wil een keer. Maar weet julle wat gaan my help? As daai ou nou, as ek nou daar op die Van Starensbrug staan of by daai hoogste een, Stormsrivier, ek staan daar en hulle maak daai ding vas en die ou sê vir my, Jannie, jou veiligheid hang af van jou tegniek. Jou veiligheid hang af van hoe jy hier gaan afspring, hoe jy jou lyf gaan hou, hoeveel jy weeg, dan haal ek net daai goed af en ek hardloop aan die ander kant toe. Maar as hy vir my sê, Jannie, jou veiligheid is in ons hande. Hierdie rek is getoets tot op 50 ton. Hierdie rek het 'n harnas aan dat die res van jou lyf nie kan seer kry nie. Jou veiligheid is 100% gewaarborg, nie deur jou tegniek nie, maar deur hierdie ding wat getoets is. Dan sal ek spring. Ek sal regtig, julle kan vir Salome vra. My grootste vraag as ek gaan bungee jump is ek wil weet wie is die swaarste ou wat al afgespring het en was hy veilig. Want ek het nie tegniek nie, maar ek wil hê die toerusting moet veilig wees. Martin Luther het op 'n stadium, hy het 'n antwoorde gesoek. Hy het een priester so geïrriteer, want Martin Luther het verstaan, my sondes is so ernstig, dat die kleinste sonde weerhou my van God. Hy word toe self natuurlik in die Rooms-Katolieke Kerk 'n priester, en hy het soveel keer gaan bieg, dat een priester vir hom gesê het, Martin, kom na my toe, as jy egbreek pleeg, of as jy God se naam laster, maar hou op om na my toe kom met hierdie klomp klein nitty-gritty goedjies. Martin Luther het geweet, nee, selfs die kleinste sonde maak ons skuldig. En hy gee toe klas uit Romeine uit en uit Galasiërs uit. En hy ontdek dit wat Christus vir ons doen. Hy skryf oor dit. Hy sê, dit het vir my gevoel of ek weergebore word en of ek deur die oop deure van die paradys ingegaan het. En hy beskryf daai vrede wat hy ervaar het. Ons het 'n priester nodig wat groter is as die van Aaron. En Hebreërs 8 vers 1, ons het so een. Dis sy punt. Wanneer ek aan myself voor God dink, dan kan ek niemand anders in my plek indink as Christus self nie. Nie eers Moses nie, nie eers Abraham nie, ek het nie 'n kans nie, maar as Christus daar staan, dan sal ek dit maak. Ek kan dit vir die kinders vra. Julle ry, Gilliam en Lodewyk en Elisabeth en Elmar, julle almal weet, Angus, julle weet, as jy hier uit die Parys uitry en jy ry nou daarna julle plaas se kant toe, dan ry jy mos nou oor daai brug, oor die Vaalrivier, nê? Wie van julle het al daai rivier gesien as hy in vloed is? Gestel daai rivier is in vloed. Ek het hom al gesien, ek en Salome, dat hy sulke bloekombome, laat hy hulle omstoot, en dan kom daai bloekombome so in die rivier afgedryf. Hy tiep die paaie om waar die water oorgaan. Nou as ek nou vir die kinders sou vra, as daai Vaalrivier in vloed is, wat gaan jy vertrou? Gaan jy probeer dink, maar ek is 7 of 6 jaar oud, ek kan sterk swem, ek is nie bang nie, ek gaan self deur hierdie rivier swem, of gaan jy hier gaan waar hierdie hoë brug is wat veilig is? Waar gaan julle oor die rivier gaan? Julle gaan by die brug gaan. En dis presies wat dit beteken dat Christus ons hoëpriester is. Ons gaan nie op ons eie na God toe nie, ons gaan deur 'n volmaakte hoëpriester nader ons tot God. Dan is ons veilig. Nou, ek dink daaraan, die beeld wat Petrus gebruik, blyf my die mooiste beeld, en hy het nogal iets interessant, hy sê die doop is 'n uitbeelding daarvan, maar dis is Noag en sy vrou en hulle 3 seuns en 3 vrouens, wat in 'n wêreldvloed is, en hulle is veilig binne 'n ark. En Petrus gebruik daai beeld om te sê, ek en julle is so toegesluit in Christus. Hy staan voor God in ons plek. Dit is hoe dit is om in Christus voor God te wees. Kom ek maak 3 stellings uit hierdie 2 verse uit. En dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Die eerste een. Die sekerheid van ons redding hang af van wat hy is. Vers 1. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester.
Eerste ding wat ek vir julle wil wys is die wat. Hy is 'n hoëpriester deur God self gekies. God het gekies wie hy wil hê. Blaai net terug na Hebreërs 7 vers 21. In Hebreërs 7 vers 21 skryf die Hebreërs skrywer, maar hy het met eedswering deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dit kom uit Psalm 110 vers 4 uit. Ek en julle moet verstaan dat Jesus Christus is die hoëpriester wat deur God self gekies is. Ek en julle kom nie na God toe en sê, red my op grond van hierdie ou se lewe wat ek kies, want ek dink hy is great nie. God het hom gekies. Ons moet sê wat hy is. Hy is die hoëpriester deur God self gekies. In Hoofstuk 7 vers 28, in 7 vers 28 sê hy, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, Psalm 110 vers 4, na die orde van Melchisedek, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. 8 vers 1, ons het so hoëpriester. So die sekerheid van my en jou redding is direk gekoppel aan wat hy is. Wat is hy? Hy is die volmaakte hoëpriester deur God self gekies. Tweedens, die sekerheid van ons redding hang af van waar hy diens doen. Nou, voor julle lees op die teks, ek en julle moet hierdie konteks verstaan. Jy kon nie op enige plek 'n priester wees en sommer op enige plek vir God offers bring nie. Waar moes jy dit doen? Ek gaan 'n Bybelse illustrasie vir julle wys. Blaai gaan na Josua 22 toe. Wie van julle kan onthou op 'n stadium, nou dis nou 'n bietjie geskiedenis, maar dis belangrik. Die volk trek, Josua lei die volk in die beloofde land in, nê. Maar onthou nou, as jy nou op 'n kaart sou kyk, het van die stamme die kant van die Jordaan grond gekry, en dan was daar 3 stamme wat aan die ander kant grond gekry het. Gad, Reuben en die halwe Manasse stam, nê. Maar die reëling was, Gad, Reuben en Manasse, kom help julle gou die kant, dan sort ons die kant uit. Kom help julle ons eers. Dan trek julle oor. Dan gaan kry julle julle land. Dit was die reëling gewees. Toe gaan die Gad, Reuben en halwe Manasse stamme, en hulle sê wel, ons is nou aan die ander kant die Jordaan, ons gaan 'n altaar bou waar ons kan offers bring. Wie van julle kan dit onthou? En wat gebeur toe? Ek wil dit vir julle lees. Josua 22 vers 17. Is die ongeregtigheid in verband, dis nou hierdie kant wat dit vir daai kant sê, met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie. Toe die plaag oor die vergadering van die Here gekom het, en julle wil vandag van die Here afvallig word. Nou stop net gou daar. Hulle wil nie afvallig word en afgode dien nie, al wat hulle wil doen, en dit klink onskuldig, al wat hulle wil doen. Hulle wil net 'n altaar aan die ander kant bou. Ek onthou toe ek hierdie as 'n jong seun gelees het, ek moes mooi verstaan, want ek het gesukkel. Hulle wil net aan die ander kant 'n altaar bou, né? En julle wil vandag van die Here afvallig word. As julle vandag in opstand kom teen die Here, sal hy môre toornig word op die hele vergadering van Israel. As die land van julle besitting egter onrein is, trek dan oor na die eie land van die Here, waar die tabernakel van die Here gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings, maar kom nie teen die Here in opstand nie, en moenie teen ons opstandig wees deur vir julle 'n altaar te bou naas die altaar van die Here ons God nie. God het besluit wat gedoen moet word, en hy het besluit waar dit gedoen moet word. Dit moet by die altaar gedoen word, dit moet by die tabernakel gedoen word. Jy kan nie dit op jou eie manier doen. Nou kom ons kom terug na Hebreërs toe. Die sekerheid van ons redding hang af van waar hy diens doen. Hebreërs 8 vers 1 en 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit van die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die, wat staan daar? Ware tabernakel. Die sekerheid van my en jou redding is direk gekoppel ook aan waar hy diens doen. Jy kan dit nie mis nie. Waar doen hy diens? In die ware tabernakel. Selfs die een op aarde was net 'n skadubeeld gewees. Christus as hoëpriester doen dit in die ware tabernakel. Blaai terug na Hebreërs 6 toe. Hebreërs 6 vers 19 en 20. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is, en ingaan tot in die binnekant van die voorhangsel,
waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Sien julle waar hy diens doen? Sien jy hoe vas is jou redding? Dis agter die voorhangsel vasgemaak. Dis wat daardie beteken. Die priester is volmaak, die plek is volmaak. Die derde en die sekerheid van ons redding hang af van wat hy daar doen. Nou onthou julle nou, dit was nie Deuteronomium, dis Eksodus 28. Nou kom ek by. Ek wil dit vir julle lees in Eksodus 28. Nie Deuteronomium nie. In Eksodus 28 vers 29. So moet Aaron dan die name van die kinders van Israel in die borstas van die beslissing op sy hart dra, as hy in die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van die Here gedurig deur. Nou wie weet waarmee is Christus besig? Presies dit. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Derdens, die sekerheid van jou redding hang af van wat hy daar doen. Baie interessant, blaai gaan na Johannes hoofstuk 17 toe. In Johannes hoofstuk 17, nou ek is nou net nuuskierig in julle Bybels, daar's baie keer mos opskrifies bo aan die hoofstukke. Wat sê julle Bybels bo aan hoofstuk 17? Daai opskrifie. Die gebed van Jesus vir sy disippels, die hoëpriesterlike gebed, is wat dit baie keer genoem word. Kyk gou saam met my, vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Vers 9. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Dis die werk wat die priester doen. Vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons is. Is dit nie wat die hoëpriester doen nie? Herinner God aan sy kinders. Vers 15. Ek bid nie dat julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. Vers 19. En ek heilig myself vir hulle. Onthou julle wat het die hoëpriester gedoen? Maar nou net vir interessantheid. Ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Dis alles die taal van die hoëpriesterlike amp. Vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Wie's dit? Dis ek en julle. Hebreërs 8 vers 1. Jy het so 'n hoëpriester nodig? Hebreërs 8 vers 1. Ek en julle het so 'n hoëpriester. Die priester is perfek, die plek is perfek, wat hy doen is perfek. Nog enetjie, die sekerheid van ons redding hang af van hoe lank ons hoëpriester lewe. Sien in die Ou Testament kon jy dalk vir Eli gehad het, en dan dink jy, ag, Eli was seker nie te sleg nie, maar wie van julle sou wou gehad het Eli se seuns moet vir jou intree? Weet julle enigiets van sy seuns? 1 Samuel 2? Ja. Jy kon al vir Aaron gehad het. Maar wat van as Nadab en Abihu sou opvolg? Wie wou hulle gehad het? En dan lewe die priester dalk, hy doen dalk diens vir 25 jaar en dan sy dood. En dan maar nou weer en wees en dan sy dood. Hebreërs 7 vers 23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal. Hier is die rede, omdat hulle deur die dood verinner is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red, en dan gaan hy so aan. En wat is die punt? Ons het so 'n hoë priester, wat vir ewig vir ons intree. Kan ek 'n stelling maak? Daar is nooit 'n sekonde in jou lewe, wat jy nie 'n volmaakte hoë priester het, wat vir jou intree nie. Nooit 'n sekonde in jou lewe nie. Ek het die belangrikste uitgelos. Die hoëpriester het elke dag en dan 1 keer per jaar ook offers gebring. Dis baie belangrik. Hulle moes, elke dag was daar offers gewees in die oggend en in die aand, en dan 1 keer per jaar was die versoenoffer. Teen die tyd van die Nuwe Testament beweer hulle tot 100,000 skape wat op die versoendag geoffer is vir 1 miljoen Jode, vir oor 1 miljoen Jode.
100,000 skape. Wat het ons hoëpriester geoffer? Homself. Hebreërs 7 vers 27. Wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Hebreërs 8 vers 1, ons het so 'n hoëpriester. Ek dink dit is hoekom ons teks sê, en ek sou dit graag in daai liedjie wou verander. Ons hoëpriester sit aan die regterhand van God. Die ander priesters het gestaan en diens gedoen, want hulle diens was nooit klaar nie. Christus sit, want die offer is klaar gebring. Ja, hy tree nog vir ons in, maar nooit weer 'n offer wat gebring gaan word nie. Ons hoëpriester het toe hy aan die kruis sterf, toe sê hy, dit is volbring. Van begin tot einde. Geen offer is meer nodig nie. Ons het so hoëpriester. Kom ek gebruik 'n beeld. Dis nie waarvoor die beeld in die Bybel staan nie, maar ek wil net 'n toepassing maak. Toe Petrus in daai storm op die see is, toe kom Christus aangestap en Jesus sê vir hom, kom na my toe. En solank hy sy oë op Christus gehou het, was hy okay, maar toe sink hy in daai golwe. En toe hy in daai golwe insink, toe vat Jesus hom aan die hand en hy trek hom daar uit. En ek wil net 'n stelling maak. Christus het hom daar uitgetrek en vir Petrus nooit weer laat gaan nie. Selfs toe die duiwel vir Petrus gesif het, onthou julle dit? Toe sê Jesus, ek het vir jou gebid. Ek en julle het so 'n hoëpriester. As hy vir jou gered het, ruk niemand jou uit sy hand uit nie. Ons het so 'n hoëpriester. Ek en julle kan niks bydra nie, ons het niks nodig om by te dra nie, ons het in elk geval niks wat ons kan bied nie. Ons hoëpriester, enigiets wat ek en julle by die werk van Christus sou sit, sou dit slegter maak. Christus alleen. En net iets interessant, ek en julle moet regdink. Ons is geneig om te dink op aarde, dit wat ons aan kan vat en voel en sien, dis die harde, dis die waarheid. As jy Hebreërs 8 vers 1 en 2 lees, net interessant, hy verwys na die tabernakel, maar daai tabernakel was 'n skaduwee. Waar is die regte tabernakel? In die hemel. Ek en julle moet reg dink, ons dink dit wat in die hemel is geestelik en nie so realisties nie. Die hemel is die ware realiteit. Dit wat op aarde gebeur was die skaduwee gewees. Ons moet ons gedagtes rig op dit wat daarbo is. So my gebed is dat wanneer ons die nagmaal gebruik, dat ons sal besef, ons het so 'n hoëpriester. Hy het een keer gelei vir die sondes van baie, om hulle vir altyd na God toe te bring. Daar is nie 'n sekonde in jou lewe, jy kan nie een oomblik glo jy is gered en die volgende dink jy nou het jy dit verloor nie. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie hy is. En dis vanaand belangrik, as ons die nagmaal gebruik, kom ons verheerlik Christus, as ons daaraan dink.